Goeiemôre gemeente. Kom ons begin lekker met voorsang vanmôre op hierdie heerlike herfsoggend. Ons begin somme ons voorsang met lied 421 vers 1 tot 3. Ek het gehoor, daar is niks wat mense lyf so lekker warm laat word, soos om die stembande warm te sing nie. So kom ons sing die volgende lied, lied 506, vers 1 tot 3, O Here, u liefde wonder groot. Dan ons volgende lied is lied 541 vers 1 tot 3. Ons bring aan U Heer Jesus ons lof en dank en eer.
Gemeente, dis vir ons baie lekker om julle vanmôre hier te verwelkom in die huis van die Here. Dit is ook 'n lekker dag vir die moeders, dis Moedersdag vandag. So ek wil werklik die wens uitspreek dat elke moeder vandag geliefd en gewaardeerd sal voel in hulle huise, hoor. So ons manne en die kinders moet maar 'n bietjie moeite doen vandag. Ja. En dan laastens, Dominee Johan Deetlefs, baie welkom hier, Dominee. Dominee is geen onbekende in ons gemeente nie en ons sien uit daarna om te hoor wat Dominee vir ons vandag wil sê. Baie dankie my broeder. Goeiemôre vriende, dit is vir my weer 'n voorreg om saam met julle hier te wees. En dit is natuurlik vandag ook 'n spesiale dag vir al die mammas wat hier is. Ek wens julle almal 'n geseënde en 'n werklik ware gelukkige en 'n vrolike, vreugdevolle Moedersdag toe. Mag die Here julle ryklik seën, susters. Ek dink nie 'n mens kan die waarde van 'n moeder bepaal nie. Dit is net, ek dink maar aan my eie lewe, my kennisse, vriende wat ek het, die rol wat 'n moeder in ons lewe gespeel het, is onvervangbaar. Is onmeetbaar. Vriende, ons gaan 'n lied saam sing. Ons gaan sing van Vonk 72, die eerste en die derde verse daarvan, hartlik staande saam tot eer van die Here. Ek vra dat u bly staan vir die fotum en die groet. En ek groet u vanmôre met Psalm 123 vers 2. Die psalmis sê, kyk, soos die oë van slawe gerig is op die hand van hulle eienaar, en soos die oë van die slavin gerig is op die hand van haar eienares, so is ons oë gerig op die Here ons God, totdat hy ons genadig is. En hy is, vriende, hy is ons genadig. Gemeente, genade vir julle en vrede van God ons Vader en ons Here Jesus Christus, ons Here, deur die kragtige werking van die Heilige Gees. En nou bly ons net so staan, vriende, en ons sing die volgende lied, lied 509, op berge en in dale en oral is God. Kom ons sing daardie lied hartlik staande saam tot eer van die Here. O berge en in
mag zwerven naar het God, waar ons gedagten zweven, of styf oor daar is God, omlaag en opgeheven, ja, oral is my God. Roem Christen, heel my leven, is veilig in my God, waar alles my begewe, op waar ek lei is God, waar troue vriende hande, die weet nie daar is God, selfs in die doodse maande, ja, oral is my God. Vriende, dit is Moedersdag en die jong mense het ietsie gereël, maar ons gaan dit hanteer terwyl die offerhande, die geliefdesoffers opgeneem word. So het ons besluit daar in konsistorie. So ek vra dat u saam met my u hart stil maak en dan bid ons saam. Wonderbare Here, U is in ons midde teenwoordig. Ja, die Heilige is hier. U is werksaam rondom ons en ook in ons. En U is hier vanmôre, Here, om ons te seën. Want soos wat ons gesing het, oral is my God, daar is nêrens. Daar is nêrens waar ek gaan nie, die psalmdigter sê, gaan ek op die hoogste plekke, U is daar, gaan ek onder in die diepste afgrond, selfs in die hel, U is ook daar. En ons is dankbaar, Here, dat U vanmôre in ons midde teenwoordig is op 'n besondere wyse, soos wat U beloof het, waar 2 of 3 in my naam vergader, daar is ek in julle midde. En ons wil vanmôre werklik waar U teenwoordigheid by ons ervaar, Here. En daarom wil ek bid dat U op 'n besondere wyse vanmôre van sitplek tot sitplek sal beweeg deur U Gees. En dat U ons harte sal aanraak met die woord van die lewe. Ek wil veral vanmôre bid vir al die mammas, die moeders en grootmoeders, oumas wat miskien ook hier teenwoordig is vanmôre. En ek wil vra, Here, dat U hulle op 'n besondere wyse sal seën op hierdie dag. 'n Dag wat spesiaal op sy gesit is, om ook hulle en dit wat hulle in ons lewens vir ons beteken, te eer en daarvoor dankie te sê. Daarom wil ek vanmôre vra, Here, dat U elke moederhart vanmôre sal verbly. Ag Here, U ken elke een. Miskien is daar vanmôre van hulle wat hartseer en bedroef is. Maar ek wil bid dat U self deur U Gees, Here, blydskap in hulle harte sal opwek in die wete dat hulle besonders is. Ek bid ook vanmôre, Here, vir hulle wat siek is en kranklik, wat weens ander omstandighede miskien vanmôre verhinder is om saam met ons hier byeen te wees. En ek weet, Here, dat U wat hier by ons is, U is ook daar by hulle, want oral is my God. En daarom kan ek met groot vrymoedigheid ook vir hulle opdra aan U, Here, en vra dat U hulle ook sal aanraak met U liefde en genade, en dat U hulle ook sal seën. Dankie, Here, dat ons hierdie dinge kan vra, omdat U ons Vader is, wat
ons liefhet, wat ons versorg, wat ons bewaar en wat ons bly maak. Ek vra dit in Jesus naam. Amen. Ons skriflesing vanoggend, vriende, is uit 2 Timoteus. Ek gaan 5 verse daar lees. 2 Timoteus 1, vanaf die eerste vers. En Paulus skryf aan hierdie jong Timoteus, 'n medewerker. Timoteus is nou 'n leraar in 'n gemeente en uit onder Paulus se hand het hy geleer. Paulus het hom gehelp om te ontwikkel en om die gawes wat die Here aan hom gegee het, om dit te beoefen, ook as 'n leier in die gemeente. En nou skryf Paulus vir Timoteus, en hierdie is 2 Timoteus, die tweede brief wat ons het van die apostel aan hom, en hy skryf: Paulus, 'n apostel van Christus Jesus, deur die wil van God, in ooreenstemming met die belofte van die lewe in Christus Jesus, aan Timoteus, my geliefde kind. Genade, barmhartigheid en vrede van God, die Vader, en Christus Jesus ons Here. Ek is dankbaar teenoor God, wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien, wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink. As ek aan jou trane terugdink, verlang ek daarna om jou te sien, sodat ek met blydskap vervul kan word. Ek dink steeds aan jou opregte geloof, daardie geloof wat eers in jou ouma Lois en in jou moeder Eunice was, en ek is oortuig dat dit ook in jou is. Net tot sover. En die tema, vriende, is om 'n gelowige ma te hê. Dis Moedersdag, en kom ons dink 'n bietjie aan die rol wat 'n moeder in die lewe van 'n kind speel. Om 'n gelowige ma te hê. Paulus skryf aan Timoteus, en dit is my kosbaar hoe dat hy hom groet en vir hom sê: ek is dankbaar teenoor God, wat ek soos my voorouers met 'n skoon gewete dien. Luister hierna: wanneer ek onophoudelik bedags en snags in my gebede aan jou dink. Wat Paulus eintlik hier vir Timoteus sê, vriende, is: ek dink aan jou en ek bid vir jou, omdat jy 'n medewerker is, want dit is hoe hy hom ook beskryf. Hy sê aan Timoteus, hy sê my geliefde kind. In die eerste brief praat hy van hom as 'n kind in die geloof. Hy was 'n kind in die geloof. Hy het die geloof wat Paulus ook ervaar het, en die geloof wat ook deel van sy lewe was, het Timoteus ook gesmaak. Hy het ook hierdie selfde geloof ervaar en ook sy vertroue so in die Here gesit. En Paulus sê nou vir hom: ek dink gedurig aan jou, en elke dag, bedags en snags, wanneer ek aan jou dink in my gebede. En vriende, dit is seker die wonderlikste ding wat 'n mens, 'n gawe wat 'n mens van 'n medemens, 'n vriend, 'n ouer, 'n kind, 'n broer, 'n suster kan ontvang, is om te weet dat hulle bid vir jou. Hulle dink aan jou met liefde en hulle dink aan jou in hulle gebede. En wanneer Paulus aan Timoteus dink, dan vul dit sy hart met blydskap. Hy sê vir Timoteus: ek dank die Here om onophoudelik. Ek is dankbaar teenoor God, wanneer ek aan jou dink en aan jou geloof, die opregte geloof wat ek in jou lewe ervaar en wat ek sien wat jy het. En dan sê Paulus 'n baie insiggewende ding in die vers 5. Hy sê hierdie geloof was in jou ouma Lois en ook in jou moeder, jou ma Eunice, en ek sien dit nou ook in jou. Hierdie geloof, hierdie opregte geloof. Nou vriende, almal van ons het 'n ma. Dis 'n realiteit, dit is hoe ons in die wêreld gekom het. Deur 'n moeder wat geboorte geskenk het aan 'n kind. So daar is nie een van ons wat nie 'n ma het of 'n moeder het nie. Maar ek wil vanmôre vir u sê, om 'n biologiese ma te hê, is een ding. Maar om 'n ware ma te hê,
'n ma wat moeder is in die ware sin van die woord, wat daardie versorging, daardie liefde, daardie beskerming aan haar kinders betoon, dit is gans 'n ander ding. En om 'n gelowige ma te hê, vriende, is 'n besondere genade en 'n seën. En dit was Timoteus se ervaring. 'n Ouma wat 'n gelowige met opregte geloof in die Here, 'n ma met opregte geloof in die Here, en dit smeer af op hierdie seun van hulle wat ook, sê Paulus, hierdie opregte geloof het. Sydney Harris het gesê, om 'n ma te wees is nie bloot 'n kwessie van kinders hê nie. Net omdat ek 'n kind het, nou is ek 'n ma nie. Nee, hy sê, om dit te dink is net so absurd as om te glo dat omdat jy 'n klavier besit, jy 'n musikant is. Want daar is iets besonders aan 'n moeder, 'n ware moeder. Daar is iets besonders daaraan, vriende, dat sy daai spesiale passie het, daardie insig het, daardie liefde het vir haar kinders, daardie versorging wat sy hulle gee, met noukeurigheid, sy hulle sorg en hulle bewaar, hulle beskerm teen enige onheil. Dit is wat 'n ware moeder doen. En in die geval van 'n gelowige moeder, om hulle kinders op te voed in die vrees van die Here, met die woord van die Here. Daar is natuurlik, vriende, dit is voor die hand liggend dat sonder moeders geen een van ons hier sou wees nie. Maar dit is ook waar dat ons karakter is onuitwisbaar gekenmerk en beïnvloed deur ons moeders. Ten goeie of ten kwade. Moeders speel 'n baie belangrike rol in 'n persoon se ontwikkeling. Hulle versorging, hulle opvoeding is op die een of die ander manier deurslaggewend vir daardie persoon se ontwikkeling en vir die mens wat hy uiteindelik word. Daar is nie 'n direkte korrelasie nie, maar gelowiges, godvrugtige manne en vroue verwys gereeld na die invloed wat 'n gelowige moeder in hulle lewe gehad het. En daar is vele voorbeelde daarvan in die skrif, maar ook in die geskiedenis, in die kerkgeskiedenis, vele gelowige manne en vroue wat groot dinge vir die Here vermag het, wat met 'n magtige hand die Here se werk vooruit laat gaan het en dit bevorder het, en wat dan verwys na 'n moeder wat in haar binnekamer vir hulle gebid het. Sy het hulle daar gehoor wanneer sy vir hulle bid. Ek kan onthou as 'n klein seentjie, my eerste kennismaking met die woord van die Here en met die liefde van Christus is by die knie van my moeder. My vader natuurlik ook, en wat ek van die moeder vandag sê, kan 'n mens sekerlik van vaders ook sê, in baie gevalle, meeste gevalle hoop ek, maar ons praat nou vanmôre oor die moeders. Maar ek kan onthou dat my mammie vir ons uit die skrif gelees het, hoe dat sy vir ons die woord oopgebreek het, hoe dat sy saam met ons gebid het toe ons nog te klein was om self die Bybel te lees en te verstaan. En daardie invloed, daardie liefde, daardie egte geloof, vriende, het 'n onuitwisbare indruk op ons gemaak. En vandag nog dank ek die Here. Die psalmis sê, die meetsnoere het vir my op lieflike plekke geval. My erfenis is vir my mooi. En ek sê dit dikwels wanneer ek bid, dan sê ek dankie Here vir die ouer huis waaruit ek kom. Dankie vir 'n vader en 'n moeder. En 'n moeder wat my geleer het, wat my opgevoed het, wat sekere waardes aan my oorgedra het, wat vandag nog steeds die waardes van my lewe is, en waarvoor ek die Here dankbaar is. Ek het in 'n huis groot geword waar die woord van die Here daagliks gespreek het, beide deur my pa en deur my ma, en dit het op ons kinders 'n onuitwisbare indruk gelaat. En vandag steeds, vriende, het dit 'n onuitwisbare indruk op my. Natuurlik, die teenoorgestelde is soms ook waar. Sommige ma's verwaarloos hulle kinders. En daar is selfs soms gevalle waar 'n ma haar kinders mishandel
Vra maar die maatskaplike werkers wat met hierdie sake werk, hoe geskok hulle dikwels is wanneer hulle by 'n huis kom waar 'n moeder wat 'n ma is, 'n biologiese ma is, maar sekerlik nie die hart van 'n moeder het nie, haar kinders mishandel, hulle sleg behandel, hulle verwaarloos, sodat daardie kinders uiteindelik uit haar sorg uit weggeneem moet wees. Maar ons vriende, wat 'n moeder gehad het en wat steeds 'n moeder het vanmôre, wat 'n gelowige ma is, ons kan die Here maar net dank vir sy genade. Wie kan ooit die waarde van 'n moeder bepaal? Het jy al gedink, hoe gaan 'n mens, hoe maak ons hierdie sommetjie, hoe gaan ons bereken, wat is my moeder vir my werd, wat is my moeder werd in ons huishouding, vir my, vir die res van die gesin, en dit is onberekenbaar, vriende, 'n mens kan net nie. 'n Ma is iemand wat altyd daar is om haar kinders te versorg en te beskerm en te troos, wanneer hulle dit nodig het. Hoeveel nagte is dit 'n ma wat by 'n siek kind se bed sit, en daardie kind verpleeg en versorg en vir die kind bid, totdat daardie kind gesond geword het. Wat liefde uitstort in daardie kinders. Dit is 'n moeder, vriende, wat haar kinders soms vertroetel en bederf, wat hulle toevou in liefde. Iemand het gesê, die naaste voorbeeld wat ons kan kom aan die liefde van God, is die liefde van 'n ma vir haar kinders. En ek dink dit is waar. My seun, my oudste seun, het eendag vertel, my vrou het hulle by die skool gaan haal, ons het in Boksburg gewoon, en my vrou het hulle by die skool gaan haal, ons het op daai stadium 'n rooi Peugeot gery, en Hannes het vertel, hy sê, dit maak nie saak wat verkeerd gaan by die skool nie, dit maak nie saak wat 'n negatiewe ervaring hulle daar het nie. Hy sê, maar as hy daar staan en hy sien daar kom die rooi Peugeot om die draai, dan weet hy, alles gaan nou regkom. Ma is hier. As ma hier is ek veilig. As ma hier is ek beskermd. En daarvan kan baie getuig, vriende. En ek is seker daarvan, as ons geleentheid sou gee vanmôre, sou baie van u hier kan opstaan en getuig van die kragtige invloed van die liefde van 'n moeder in u lewe. Dis asof God 'n moeder hierdie kragtige aangebore passie gee om hulle kinders te beskerm en hulle te versorg, soos 'n hen wat haar kuikens toevou onder haar vlerke. So is 'n moeder wat haar kinders beskerm, wat haar kinders bewaar, wat haar kinders veilig hou. Maar vriende, die beskerming wat gelowige ma's hulle kinders gee, behels veel meer as net fisiese versorging, beskerming, voed, om die kinders te voed, om te seker te maak dat hulle gelukkig en veilig is. Behels veel meer as net dit. 'n gelowige moeder beskerm ook haar kinders deur hulle die gebooie van God te leer, om hulle te leer en op te voed in die weë van die Here, en dan seker te maak dat hulle dit nakom. Dit is wat 'n ma doen. En hier in Timoteus se geval praat Paulus nou van 'n ouma en 'n ma, gelowige oumas en ma's. Lois die ouma en Eunice die ma, en die erfenis wat Timoteus van hulle ontvang het, vriende, is die waardevolste wat 'n mens kan ontvang. Hulle het aan Timoteus getoon hoe 'n mens in ware opregte geloof die Here dien, hoe dat jy in ware opregte geloof voor God leef en voor jou medemens leef, en hoe dat jy optree as 'n Christen, as 'n gelowige tussen ander mense en teenoor ander mense, teenoor die Here eerstens, maar ook teenoor ander. Die boodskapvertaling vertaal hierdie teks vers 5 so. Paulus sê, ek dink nogal baie aan jou en hoe opreg jy die Here vertrou, hierdie opregte geloof waarvan hy praat. Jy aard so reg na jou ma Lois en na jou ouma Lois en na jou ma Eunice. En dan sê Paulus, ek weet dat jy ook op die Here vertrou soos hulle. Daardie opregte geloof wat in hulle is, het ek jou dopgehou, Timoteus, het ek na jou gekyk, na jou optrede.
jou gedrag, jou woorde wat jy spreek. En ek het opgemerk dat daar dieselfde opregte geloof wat in hulle is, ook in jou is. Daardie geloof wat jy van hulle ontvang het. Paulus verwys na Timoteus nie net as 'n medepersoon nie, maar hy verwys na hom as 'n medewerker in die geloof. Hy praat met die hoogste agting van hom. En hy loof sy opregte geloof in die Here. Aan die gemeente in Filippi skryf hy: Julle weet hoe Timoteus homself bewys het, hoe hy soos 'n kind teenoor sy vader saam met my die evangelie bedien het. Hierdie jong man, met hierdie agtergrond, met hierdie opvoeding wat hy gehad het, met dit wat hy geleer het van kleins af by sy ouma en by sy ma, het vir Paulus 'n belangrike medewerker geword, 'n hulp in die verkondiging van die evangelie, 'n hulp in die uitbreiding van die koninkryk van God. En vir Paulus was Timoteus meer as net 'n medewerker, hy het hom as sy eie seun beskou, en hy het geensins getwyfel aan die opregtheid van sy geloof nie. Daarom praat hy van hom as sy ware kind in die geloof in 1 Timoteus. En hier in die gedeelte wat ons gelees het, sê hy, my geliefde kind. Timoteus se pa was 'n Griek, sy vader was 'n Griek, sy ma was 'n Joodse Christen gewees. En sy ma en sy ouma het hierdie kind opgevoed as 'n gelowige. Paulus sê in wese vir hom, Timoteus, ek ken jou ouma, en haar geloof is eg. Dit is dieselfde geloof wat ek ooit in jou moeder gesien het, en haar geloof is ook eg. En dit is dieselfde geloof wat ek nou in jou sien, wat ek oortuig is, ook van jou geloof, as dat dit eg is. En die woord wat Paulus hier gebruik, is 'n woord wat letterlik beteken geloof sonder skynheiligheid. Geloof wat eg, wat opreg is, 'n vaste vertroue in die Here. Lois en Eunice het vir Timoteus deur woord en voorbeeld gewys wat dit beteken om 'n opregte geloof te besit, om te leef in opregtheid, sonder skynheiligheid, opreg en eg voor die Here. 'n geloof waaruit skynheiligheid heeltemal afwesig is. Watter hoër eer, vriende, kan 'n groter huldeblyk kan enige moeder op 'n dag soos hierdie ontvang van haar kinders, as dat 'n kind sal sê, ma het my geleer wat ware geloof is. Ma het my geleer om opreg in God te glo. Daarom wil ek vanmôre sê, vriende, dit is moeders en oumas ook, is miskien 'n paar oumas wat ook saam sal stem. Dis hulle wat hoop en geloof van geslag tot geslag oordra. Daardie persoon het gesê, die naaste wat ons kan kom aan die liefde van God, die naaste voorbeeld wat ons daarvan kan hê, en 'n mens moet besef, vriende, dat God is God en ons is mens. Ons kan nie soos God wees nie, maar tog, die naaste voorbeeld van liefde, van God se liefde, sien ons in die liefde van 'n moeder. En dit is so, vriende, ek het dit keer op keer ervaar en gesien. 'n Moeder se liefde duur deur alles. Maak nie saak wat die omstandighede is nie. In goeie tye, in slegte tye, selfs te midde van skande, selfs wanneer haar kind gestruikel het en veroordeel word, dan bly die liefde van die moeder steeds vir daardie kind eg en opreg. En sal sy daardie kind ondersteun en bid en hoop en vertrou dat die kind sal terugkeer na die Here en sy bose wees sal verlaat. Ons mans, ons hou daarvan om te dink dat ons die wêreld regeer. Maar dis nie waar nie, vriende. Moeders doen. Moeders is die vormers en makers van elke dag in die lewe van die gesin. Die feit is net so dat moeders het 'n baie groter impak in hierdie wêreld as wat ons besef en as wat mans ooit kan hê. Want die wyse waarop my moeder my opgevoed het, die waardes wat sy by my ingeskerp het,
die dinge wat ek van haar geleer het, daardie dinge, daardie kosbare waarheid wat sy aan my oorgedra het, dit wat my beginsels in my lewe word, wat die waardes is waarvolgens ek leef, dit bepaal wat 'n soort mens ek uiteindelik word. En dan, vriende, waar ek ook al in die samelewing beweeg, die invloed wat ek daar het, is reeds bepaal deur die invloed wat my moeder in my lewe gehad het, en die waardes wat sy aan my oorgedra het. In 'n boek skryf die jong man wat daardie moord gepleeg het, destyds die mense doodgeskiet het op die Strydomplein in Pretoria, skryf hy dat sy ma het hulle verlaat. Sy het hulle weggegooi. Sy het hulle gelos. En dit was vir hulle te verskriklik en hy kon dit nooit verwerk nie. En hoeveel kere praat ek met persone wat probleme het, geestelike en selfs sielkundige probleme het, en daar is 'n woede in hulle binneste, daar is 'n, as ware, hulle is kwaad, en hulle weet self nie vir wie hulle kwaad is nie, en as jy bietjie krap en jy bietjie dieper gaan, en jy bietjie uitvind, dan vind jy uit dat die probleem lê, dat hulle nie 'n verhouding met hulle moeder gehad het, soos wat 'n kind behoort te hê nie. Dat hulle moeder nie 'n moeder was wat vir hulle omgegee het nie, wat hulle beskerm het nie, wat hulle bewaar het nie, wat vir hulle sekere waardes ingeskerp het nie, en dan het dit hulle hele menswees, het hulle omvergewerp, en hulle sukkel om aan te pas in die samelewing, omdat hulle nie hierdie fundament gehad het van 'n moeder, wat hulle lief het, wat hulle versorg, wat hulle opvoed met liefde in die weë van die Here. 'n wyse ma het eenmaal gesê, die vrou en moeder hys gewoonlik elke dag die seile van die familieskip. Ons bepaal, sê sy, of daardie seile die briesies van God se liefde en begrip, of die winde van en tweedrag sal ontvang. Die rol van 'n moeder in 'n huis kan nie bepaal word nie, kan nie oorskat word nie. So belangrik is dit. Om 'n moeder te wees, vriende, is om 'n invloedryke persoon te wees. Ja, jy dink nou net in jou kinders, jy het 'n invloed op hulle, op jou gesin, op jou man, maar glo vir my, daardie invloed reik uiteindelik verder, soos wat daardie kinders volwasse raak, en die lewe ingaan, en in die samelewing beweeg, en hulle merkdae gaan maak. 'n moeder speel 'n primêre rol in die vorming en die lewens van haar kinders. Timoteus se karakter is deur sy ouma en sy moeder gevorm. Die opregte geloof wat hulle gehad het, en wat hulle ook aan hom oorgedra het, dit is wat hom die fundament gegee het waarop hy kon bou. En dan het hy natuurlik ook, die Here het hom deur die Heilige Gees die nodige krag en die wysheid en die insig gegee, en die gawes waarmee hy die gemeente kon bedien. Maar vriende, daar in sy moeder skoot, daar by sy moeder op sy moederskoot, daar by sy ouma, waar hy gesit het en geluister het na hulle gesprekke, waar hulle vir hom die voorbeeld gestel het, daar het hy geleer wat dit is om waarlik 'n Christen te wees in hierdie wêreld. En mense kan nou vra, maar hoe het hulle hom voorberei vir hierdie bediening waaraan hy later sou staan? En die antwoord is eintlik, vriende, hulle het die Heilige Skrifte aan hom bekend gemaak. Hulle het hom geleer uit die skrif. Luister wat sê Paulus in 2 Timoteus 3 vers 14 en 15 vir Timoteus. Hy sê, maar bly jy by dit wat jy geleer het en waarvan jy vas oortuig is, omdat jy weet by wie jy dit geleer het, en omdat jy van kleins af die Heilige Skrifte ken, wat jou die wysheid kan gee tot verlossing deur die geloof in Christus Jesus. Timoteus het van kleins af, van kindsbeen af, alreeds het hy die Heilige Skrifte geleer, het hulle voordat hy kon lees, het hulle vir hom vertel, en later toe hy kon, het hulle hom gehelp om die Skrifte te lees en te verstaan, en te sien hoe dat ons as gelowiges deur die geloof in Christus 'n oorwinningslewe in hierdie wêreld kan leef.
tot eer en verheerliking van die Here. Daarom is hy nie geskit deur die golwe van die lewe nie, deur die winde van verandering nie. Al daardie versoekinge en al daardie elemente, al daardie invloede, het geen invloed op hom gehad nie, want hy het 'n vaste fundament gehad, wat hy van sy moeder en van sy ouma ontvang het. En in sy geval kan 'n mens aanvaar, dat sy pa geen rol daarin gespeel het nie, hy was nie 'n Christen, soos sy vrou, en soos wat sy skoonma was nie. Daarom wil ek vanmôre vir die moeder sê, wil julle seuns en julle dogters, die nodige waardes, die nodige krag, die nodige insig gee, om in 'n wêreld, in hierdie oerwoud van dwelms, van morele verval, van selfsugtige leefwyse te oorleef, en te leef tot eer en verheerliking van God. Leer jou kinders die woord van die Here. Laat hulle by jou hoor wat sê die woord. Laat hulle by jou hoor wat God se opdrag aan die mens is. Laat hulle by jou hoor wat die uitnodiging is wat die Here tot ons rig. Kom na my toe almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. Om geleer te word, vriende, om die regte verhouding met God te handhaaf in ons lewens. En dit is wat hierdie moeders gedoen het, hierdie ouma en hierdie ma. Hulle het vir Timoteus hierdie waardes oorgedra en hom laat verstaan dat die belangrikste ding is om in 'n lewende en 'n regte verhouding met die Here te wees. En hulle word net in hierdie een teks in die Bybel genoem. Net in hierdie een teks word verwys na hierdie twee vroue. Maar vriende, die eer wat hier aan hulle bewys word, die getuienis aangaande hulle lewens, is waarlik iets om op trots te wees. Van hierdie twee vroue weet ons niks anders nie, behalwe dat hulle was Timoteus se ouma en sy ma, maar ons weet ook dat hulle het Timoteus, hulle het 'n opregte geloof gehad, en hulle het Timoteus opgevoed en daardie waardes by hom ingeskerp, wat later in sy lewe vir hom belangrik sou wees in sy bediening. Alles wat ons van hierdie twee vroue weet, is in hierdie een vers. Maar hierdie een vers, vriende, is 'n lewende herinnering aan alle oumas en moeders van die invloed wat 'n moeder op haar kind kan hê. Daarom, vriende, vandag is my boodskap aan alle ma's: bid vir julle kinders. Sekerlik, soos wat Paulus vir Timoteus hier sê, wanneer ek dag en nag aan jou dink in my gebede, het hierdie twee vroue ook gebid vir hierdie jong man, dat die Here homself aan hom sal openbaar, en dat hy 'n vrugbare lewe sal lei in die koninkryk van God. Bid vir julle kinders, onderrig hulle in die woord, tydig en ontydig. Maak seker dat julle kinders die waarheid van die evangelie ken en verstaan. Maar belangriker nog, wees vir hulle 'n voorbeeld van 'n lewe van opregte geloof in die Here. Eg, opreg, sonder enige skynheiligheid. Amen. Baie dankie, Here, vir moeders en oumas, wat hulle kinders liefhet en wat hulle opvoed volgens die woord van die Here, wat reeds van kleins af vir hulle hierdie evangelie inskerp van die liefde van God en die roeping wat God op hulle lewe het om te leef tot eer en verheerliking van U naam en om in 'n lewende verhouding met U self, die Here van die heerlikheid, te wees. Seën alle moeders vanmôre, Here, en seën ons almal. Amen.
Goeiemôre mamas en oumas. Die bakkie wat julle nou gekry het, is enig in sy soort, net soos wat u as ma en ouma enig in u soort is. Met sy krake, met sy kromheid, alles. Ons waardeer dit, want hy hou nog steeds die liefde binne. Verskoon my, ek is 'n bietjie op my senuwees. Ja, maar ek wil net hier 'n stukkie uit Spreuke 31, vers 25 tot 28 net lees. Sy is bekleed met krag en waardigheid. Sy lag vir die dag wat kom. Sy maak haar mond oop met wysheid en liefdevolle onderrig is op haar tong. Haar kinders staan op en noem haar gelukkig. En dan wil ek ook net 'n gebed opsê, as ons almal net die hoofde kan buig asseblief. Here, ons kom vandag na u toe met dankbare harte vir elke moeder wat u vir ons gegee het. Dankie vir hul krag en waardigheid, vir die liefde en wysheid waarmee hulle ons lei, soos u dit in u woord leer. Here, dankie vir elke moeder met al haar krake en haar kromheid, want juist daarin sien ons u genade en u lig wat deur haar skyn. Here, vandag bring ons ook die kinders na u toe, terwyl hulle met hulle hande klei vorm, leer hulle ons dat u ook met ons werk, dat u ons vorm en maak na u wil. Seën elke kind, Here, gee vir hulle vreugde in wat hulle maak, liefde in hulle harte, vir hulle mamas en oumas. En laat elke kleibakkie 'n teken wees van dankbaarheid en liefde. Seën ook elke moeder wat hierdie geskenk sal ontvang, en mag sy daarin nie net 'n bakkie sien nie, maar die liefde van 'n kind se hart en die werk van u hande. Geef vir ons almal 'n sagte hart, Here, om u te dien en mekaar lief te hê. Amen. Ja, as 'n mens nou die kinders so sien rondbeweeg hier, vriende, dan kan niemand met my stry as ek sê nie, hulle is die belangrikste persone in ons lewens. Dis ons toekoms. En as ek so na die kindertjies kyk, dan is my hart veral dankbaar teenoor die Here vir gelowige mamas, wat daai kindertjies opvoed en wat hulle laat ontwikkel tot eer van die Here. Ons gaan ons slotlied saam sing, vriende, en ons gaan staande saam sing van Psalm 100, 3 verse. Juig almal tot Gods lof en eer, kom dien met blydskap God die Heer, want ons harte is bly oor ons mamas, gelowige mamas. Kom ons staan en sing ons daardie 3 verse hartlik saam tot eer van die Here. Gemeente, ontvang die seën van die Here en gaan in vrede. Die Here sal julle seën en julle beskerm. Die Here sal sy aangesig oor julle laat skyn en julle genadig wees. Die Here sal sy aangesig na julle toe rig en aan julle vrede gee. Amen.